Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ja, dit is Augustus maand, die maand van die winde het aangebreek en dit sê vir my, die winter is stadig besig om verby te gaan. Ek vertrou dit gaan met jou goed. Baie dankie dat jy ingeskakel het, dit is lekker weer eens, omdat jy op hierdie maandag aand of op watter dag jy ook al na hierdie uitsending luister, om met jou te kan gesels uit God se woord en vanaand gesels ons nog 'n keer. En ek dink vanaand is dit die laaste keer wat ons spesifiek fokus rondom die kruis van Jesus Christus. Volgende week stap ons so 'n bietjie aan rondom ander onderwerpe, maar ek wil vandag 'n bietjie met jou gesels oor die roem van die kruis. Die roem van die kruis. En as jy die ander boodskappe wil luister, dalk het jy dit gemis, dalk soek jy daarna, jy wil dit dalk weer na luister, dan kan jy gaan kyk daar op Fanie Meiburg YouTube, en daar sal jy al die hartklank boodskappe gaan jy kry. Hulle is mooi gemerk, hartklank, so jy kan daarna gaan kyk en dan kan jy na al die onderwerpe gaan kyk waar ons in die verlede oor gesels het. Hierdie ene van vanaand sal iewers in die week sal hy ook beskikbaar wees. En ja, dan glo ek en ek weet die Here gaan jou weer eens uit hierdie studie van God se woord. Die Here gaan jou ook seën daardeur. En ek moedig jou aan om 'n bietjie Radio Kansel se aanlyn radiostasie Hartklank te promoveer onder jou mense, jou werkers, jou baas miskien, en hulle bietjie aan te moedig om daarin te gaan luister vir geestelike pitkos vir ons lewens hier op aarde. Kom ons kyk 'n bietjie vanaand rondom die roem van die kruis. Galasiërs 6 vers 12 tot by vers 15. Daar is so 3 verse, kom ons lees dit gou-gou. Paulus sê, hy sê, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie terwille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Nou ons het mos 'n bietjie daaroor gesels vroeër. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, sê hy, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Met ander woorde dat ek kan sê, hierdie is my skapies, ek het hulle bymekaar gemaak. Vers 14, maar wat my betref, sê Paulus, mag ek nooit roem nie. Ons praat vanaand oor die roem van die kruis. Hy sê, wat my aanbetref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek sal nie in myself roem nie, maar ek sal in die kruis van Christus Jesus roem, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hy sê met ander woorde, ek is dood vir die wêreld. Ek is dood vir die sonde. Vers 15. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. Met ander woorde, of jy nou besny is en of jy nie besny is nie, dit is eintlik nutteloos, waardeloos. Maar in Christus is ons 'n nuwe skepsel. In Christus, daarom sê hy, daarom roem ek in Christus. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê die volgende, hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. Hoekom? Want God, Christus Jesus, het vir ons geword die wysheid uit God. Het vir ons geword geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Met ander woorde wat hy sê, sonder Christus is niks van hierdie elemente vir ons tot ons beskikking nie. Paulus sê, hy sê ek mag nie roem in myself nie. Ek mag nie roem in myself nie. En hierdie woordjie roem beteken om te prys, te vereer of beroemd te maak. Hy sê met ander woorde, as ek myself meet aan die evangelie van Jesus Christus en die kruis van Jesus Christus,
mag ek myself nooit prys of vereer of beroemd maak nie. En hy poog ook daardeur net dat ander hom nie sal prys of vereer of beroemd maak nie. En ook binne die konteks wil hy geen lof of verering aan die wet wat byvoorbeeld nou die besnydenis promoveer, wil hy toeswaai nie. Maar hoekom wil hy nie roem oor die wet of oor homself nie? Hoekom is sy pleidooi en sy uitroep, ek wil roem in die Here Jesus Christus en aan ons almal, om die geselfde gesindheid met ander woorde in te neem? Want hy sê, in Christus Jesus lê ons vernuwing. Ons is 'n nuwe skepsel deur Jesus Christus alleen. Geen vorm van werke tot heiligmaking en verlossing nie. Geen vorm van mense aanhang gee ons enige vorm van verlossing en heiligmaking nie. Eerder soos ons al baie oor gesels het, en soos wat die woord ons leer, nou dat ons geheilig en verlos is deur Jesus Christus, ja nou beaam ons werke dat ons verlos is, dat ons geheilig is, dat ons geregverdig is, dat ons wysheid van God ontvang het. Maar Jesus Christus is ons roem, wat ons die heiligmaking en die verlossing geskenk het. Soos wat hy mos so daar sê in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31. Nou Paulus skryf die woorde neer, want sy ondervinding onder die gemeentes en die mense is. Hoor wat ek sê, sy ondervinding, sy belewenis, as hy so onder die mense en onder die gemeentes beweeg. Sy ondervinding is, die mense roem in werke, in die wet, hulle eie vermoëns. Sy ondervinding is ook dat hulle roem in hulle self. Hulle stel hulle self aan. En sy ondervinding is hulle roem in ander mense. En ek gaan jou dit 'n bietjie uitwys. So wat hy sê is dat Christus word afgewater deur die werke wat mense doen om geregverdig, geheilig en verlos en om voor te gee asof hulle in die wysheid van God lewe. Die werke van God word afgewater deur mense se eie vermoëns, deur hulle eie roem, hulle eie bekwaamhede. En weet jy wat is die probleem met roem? As dit nie in Christus is nie. Die probleem met roem is, die mens verval maklik in hoogmoed. Want jy weet mos wat is hoogmoed se belangrikste woordjie? Hoogmoed se belangrikste woordjie is ek. Ek het dit of dat gedoen. Of ek het dit of dat onderhou, daarom verdien ek die ewige lewe, ek het dit vir myself verwerf, ek het dit vir myself verkry, ek het gewerk daarvoor, ek het die tekens van dit. Daarom kan ek die ewige lewe kry, daarom het ek aansien moet ek aansien kry onder die mense, daarom moet ek aansien voor God hê. Dis wat die wet doen. Of ek het hierdie of daardie vermoëns, ek het hierdie of daardie gawes, ek het hierdie of daardie talente en geleerdheid of bekwaamhede, daarom prys ek myself en vereer ek myself en daarom is ek byvoorbeeld beroemd en daarom is ek op die pedestal gesit, want ek het hierdie vermoëns, ek het hierdie helde verering. Of ek kyk na ander, ek as 'n tipe van 'n onderdaan, wat nie 'n leier is nie, ek kyk na ander en ek gee aan hulle 'n ongesonde eerbetoning en ek prys hulle vir hulle aandeel in my lewe en hulle aandeel in my verlossing. Dit gaan nie nou meer oor Christus nie, dit gaan oor die persoon of my werke of dit gaan oor myself. En wanneer ons dit doen, hierdeur ontneem ons God
van sy roem. Ons ontneem God van sy plek in ons lewens, want 3 dinge dit wat ek nou genoem het, hierdie 3 dinge wil ek net gou so vinnig uitmekaar uittrek vir 'n oomblik. Ons ontneem God van sy roem en sy plek in ons lewens, want eerstens, in plaas van dat ons roem in God se verlossingswerk, roem ons in ons eie werke. Romeine 8 vers 3 sê Paulus, hy sê, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was, hoor die woorde, vir die wet onmoontlik was. Dis nie moontlik nie. Dit was kragteloos. Dit is van sy krag ontneem, dit het nie krag nie. Deur sy eie seun, Jesus, God het deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees het hy gestuur, hy het vlees geword, ter wille van die sonde. Het hy die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word, sodat wat die wet veronderstel is om te doen, het Christus gekom doen. Sodat ons nie na die vlees moet wandel nie, maar dat ons na die gees sal wandel. Paulus sê, ek roem in Christus, want dit was absoluut en dit is onmoontlik vir die wet. Dit is onmoontlik vir werke om jou te red. Want die wet en die werke, die dinge van die vlees is kragteloos om jou sonde te vergewe en van jou sonde ontslae te raak. Daarom sê die skrywer van Hebreërs, hy sê, dit was onmoontlik. Die bloed van diere kon 'n mens nog nooit red nie. Dis onmoontlik. Daarom het Christus gekom en daarom sê Paulus, is my roem in Christus alleen. Dit was onmoontlik en dis kragteloos. En dit is hoekom Jesus mos vir die Fariseer Nikodemus gesê het. Hy het vir hom gesê, Nikodemus, wat uit die vlees gebore word is vlees. Dis aards. Dis menslik. Dis kragteloos. Hy sê maar wat uit die gees gebore word, is gees. En dan sê hy vir hom, jy moet weer gebore word, sodat jy Heilige Gees gelei kan word. Die Heilige Gees lewe, die Gees lewe, kom deur die Heilige Gees, nie deur die werkinge van die wet en die onderhouding van werke. Ons kan nie God ontneem van sy roem en sy plek in ons lewe nie. Wat Christus probeer doen, Christus het vir Nikodemus teruggebring na God toe. Dis wat Paulus probeer doen. Hy sê, Paulus sê, ons moet roem in Christus, ons moet terugkom na God toe. Ons moet wegkom van ons werke af, wat sê ons werke verlos ons. Ons moet wegkom daarvan af. Ons doen dit in diens tot God, nou dat ons geregverdig, heilig, gereinig is en verlos is en vergewe is. Maar nie sodat ons roem is nie in ons werke nie. Maar ons roem is in Christus. Ons werke bevestig ons verlossing. Ons roem is in die kruis van Jesus Christus. So Jesus stel aan Nikodemus die roem van die kruis bekend as die nuwe maatstaf, die nuwe lewe maatstaf, nie die werke nie. En tweedens, in plaas van dat ons roem in God se bekwaamheid en vermoë om ons heilig te maak en te verlos en om ons te onderhou, neem ons daardie rol in en word ons selfgesentreerd. Dis een van die dinge wat Paulus geondervind het onder die gemeentes. Hy skryf daar so in 2 Korintiërs 10 vers 17. Sê Paulus. Hy sê, maar wie roem, moet in die Here roem, want nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie. Maar hy wat deur die Here aanbeveel word, ja, hy is beroem. Jy sien, as die Here 'n mens aanbeveel, dan is dit herders na die hart van God.
Dis mense na die hart van God, wat die belange van God en die belange van die skape op hulle harte dra, na hulle omsien, en nie na sy eie belange omsien nie. Want jy sien, iemand wat homself aanstel, is daar vir sy eie sak en vir sy eie belange en vir sy eie roem, is dit nie so nie? Die ek-element. Hulle is die huurlinge wat Jesus van praat, daar in die evangelies, gaan lees dit 'n bietjie. Hulle kom en hulle gaan tot eie gewin. Dis soos wat die profeet gesê het, dit is daai effek van slaan die skape om wol te produseer. Dis mense wat hulle self aangestel het. Maar die goeie herder, Jesus Christus, hy sien om na die skape. Hy lê sy lewe af vir die skape. Daarom roem ek in Christus Jesus alleen. Daarom sê Paulus, is ons roem in die Here, sodat die Here die roem verkry. En wanneer die goeie herder dan herders aanstel en aanbeveel, is dit ook tot roem van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Kyk, hoeveel hartseer verhale en wanopvattings en verdraaiings van die skrif is daar nie vandag nie. En weet wat is een van die groot redes? Selfvervulling en selfverryking. Dis die resultaat van daai selfaangestelde, selfaanbeveelde leiers. Derdens, in plaas van dat ons na God kyk ons na ons aardse helde wat ons gerig het tot God, wat ons verlos en geheilig het. En ons swaai ons roem en ons afhanklikheid en ons verering na die mens in plaas van na Jesus Christus. Wat bedoel ek? 1 Korintiërs 1 vers 11 en 12 en 13 en dan gaan ek vers 17 ook vir jou lees. Hy sê, want dit is aan my deur die huisgenote van Kloë bekend gemaak aangaande julle, sê Paulus. My broers, dat daar twiste onder julle is. Hoekom is daar twiste en bekleierye onder mekaar? Hoor, vers 12, hy sê, ek bedoel dit, ek sê dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, ek is van Apollos, en ek is van Sefas, en ek is van Christus. Met ander woorde, die een sê, ek is in Paulus se gemeente. Ek is in Paulus se gemeente. Ons doen die dinge reg. Ek is van Petrus se gemeente. Ek is van Apollos se. Ek is van hierdie denominasie. Ons is die Christus denominasie. Nou vra hy die vraag. Hy sê, as julle so verdeel is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig of is julle in die naam van Paulus gedoop? Hy sê nee, die roem moet kom na Christus toe. Dit kom nie na Paulus toe nie, dit kom nie na Apollos toe nie, dit kom nie na Sefas toe nie. Paulus wil hulle fokus terugbring na Christus toe. Die roem moet nie kom na die mens nie, die roem moet kom na Christus toe. Vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Hoor wat hy sê, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Hy wil die mens terugbring van hulle fokus na ander mense toe, na hulle fokus en hulle roem na Christus toe. Hoor mooi wat ek sê, dis nie verkeerd om predikante waarderingsdae of waarderings te hê vir die werk wat mense doen nie, in leierskap en enige iemand wat iets goed doen vir die Here nie. Daar is nie 'n probleem om hulle te waardeer vir dit nie. Maar om hulle 'n tipe van 'n plek bo God te gee en om te vergeet dat elke mens werk in God se akker tot roem en verering van die Here. Dis die probleem. Want as ons fokus gaan afval van wie ons sentrale waarheid is, Jesus Christus, dan kom daar verdeeldheid en opheffing van mense en denominasies en leerstellings wat mense ingebring het eerder as verering van God. Kom ek sê vir jou, een van ons grootste probleme in die wêreld vandag, hoekom daar soveel baie kerke is, baie denominasies en almal beklei met mekaar. Almal beklei met mekaar, selfs denominasies onder mekaar beklei met mekaar. Dis nie net denominasies teenoor mekaar nie. Die groot ding is, ek is reg en jy is verkeerd. Ons het 'n leerstelling gevestig en ons het 'n rigting ingeslaan. En wie wat dit gaan oor ons, man.
Daarom sê Paulus in vers 17, maak nie saak wie jou tot redding gelei het nie, wie jou tot Christus gebring het, en wie jou voed in die woord, en wat jou voed in jou geestelike lewe nie. Die kruis van Jesus Christus mag nie in die proses tweede viool speel nie. Dit mag nie verydel word nie. Jesus mag nie van sy roem ontneem word nie. Dis die belangrike kern. Die roem moet nou nie na die mense toe gaan nie. Die roem moet nie gaan om te sê ons is Pinkstermense, ons is NG mense, ons is hervormers, ons is dit en ons is dat nie. Hoekom kan ons as kinders van die Here nie wanneer ons met mekaar gesels en sê wie wat ons is kinders van die Here nie? Ons is Christus se kinders nie. Hoekom moet ons altyd in kampe ingooi om te sê jy behoort aan daai kamp en jy aan daai kamp? Ons is Paulus mense man. Ons is Apollos mense, ons is Sefas mense. Ons is die ware Christus aanbidders. Jy weet, as ons na Jesus se eie verklaringe kyk deur Johannes se evangelie, dan sal ons beter verstaan hoekom Paulus hierdie stewige standpunt inneem rondom die roem van die kruis. Jesus sonder homself op baie plekke in die evangelies uit as die enigste en die verhewe en die verheerlikte en die roemryke een. Sonder wie ons as mens hopeloos in ons sonde is en sonder wie ons geestelik nie sal floreer nie. Jesus sê ek is die brood van die lewe. Jesus sê ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur van die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, as jy geweet het wie met jou praat, sou jy my gevra het en ek sou vir jou die lewende water gegee het. Hierdie is Jesus alleen. En deur Jesus se wonderwerke het Jesus die mensdom laat verstaan dat hy die bron van die lewe is. Dat sy krag nie afstand gebonde is nie, dat hy nie tyd gebonde is nie, dat hy die meester van die natuur is, dat hy mag het oor die dood en dat hy totale beheer oor die natuur het, laat visse in die nette inspring man. Ons roem moet in Christus wees, ons roem moet in die kruis van Christus wees, nie in mense nie. Ons roem moet in die Here wees, want in hom is ons heiligmaking, verlossing en ons totale bestaan. Geen mens, laat ek vir jou sê, of instansie, of enige vorm van aktiwiteit kan met God vergelyk of God vervang, as ek dit so kan sê nie. Jy weet, wanneer ek God se woord bestudeer, dan groei my verwondering in God. My verwondering van die Heilige Gees en van Jesus. En wat sê ek vandag vir jou? Dan swaai ons, nadat ons hierdie woord gebestudeer het en sy woord gelees het, dan swaai ons die roem na hom toe. Nie na hulle toe nie, na my toe nie, na dit en dat toe nie. Dan swaai ons roem na hom toe, wat ons geheilig het, gereinig het, wat ons verlos het, wat ons geroep het. Uit die duisternis tot sy lig en wat ons tot sy diens geroep het. Dis waarheen ons roem swaai, nie na mens toe nie. Ons poging tot sukses in die gees, en in ons gemeentes, lê nie in roem vir die mooi werke wat ons doen nie. Lê nie in die roem vir ons vermoëns en ons leiers se vermoëns nie. Dit lê nie in die vermoëns na die mense na wie ons opkyk nie, maar die sukses van 'n gemeente en 'n denominasie en 'n Christen, 'n kind van die Here, lê in die roem wat ons bereid is om toe te swaai na ons God, ons Skepper, en die Heilige Gees wat ons onderhou. Dit is wat ons moet doen. Kind van die Here, mag die Here jou seën in hierdie aand, mag jy rustig gaan slaap, mag die Here jou seën in wat jy ook al doen, in jou dagtake, jou werke wat jy doen, mag die guns en die seën van die Here met jou wees. Dit was 'n kosbare voorreg om vanaand weer eens met jou te gaan sels, en as dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar volgende week. Selfde tyd, selfde plek, uit dieselfde bron, die woord van die Here. Amen. Blessings, tot volgende keer.